welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Genesis 12 doen. Okay. Ons gaan net eers gaan vir die Here vra om ons die woord oop te maak, sodat ons kan verstaan en boodskappe kan kry wat die Here vir ons wil gee. God, ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid om saam te kan bid. Baie dankie vir u woord wat u agtergelaat het vir ons om u beter te leer ken en troos te kry in u woord. O Here, ek waardeer dit ontsettend baie. Behoed en bewaar en beskerm asseblief wie ook al dit kyk en wees saam met hulle, sodat hulle u beter kan leer ken en u kan ken in hulle weer. Nogmaals baie dankie en dankie dat u vir ons die woord sal oopmaak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay. Excuse me. Genesis 12. Ek net hierdie foon reg kry. Roeping van Abraham. Hy kom in Kanaan, sy trek na Egipte. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land uit en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees." Nou, daar is vir my ietsie wat verskriklik uitstaan. Want Abraham is een van die grootste karakters in die Bybel en hy is een van die mense wat 'n mens definitief ken. Ek bedoel, die storie van Abraham en Sarah is net 'n storie wat, ekskuus, ek raak al weer traanrig. Abraham en Sarah se storie is 'n storie wat 'n mens in die sonnaskool leer. So, Abraham was te groot gemaak, sy naam is baie groot en die Here het sy woord gestand gehou deur te sê: "En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees." En ek raak daaraan van die Here. 'n Mens voel nie altyd die Here nie. Jy hoor nie altyd die Here nie. Maar die Here kom sy woord, hy kom sy woord na. En ek kan hom so voel, soos ek hier sit en ek hoop julle kan hom voel. Jy weet daai liedjie wat die mense in die sonnaskool sing van: "My God is so groot, so sterk en almagtig. Daar's niks wat my God nie kan doen." Ek voel vandag dit, hoor. Ek voel vandag die grootheid van die Here. Sjoe, okay. Dwaal ek hier af. Vers 3. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Ek dink ek wil net weer vers 3 lees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. Jy weet, baie kere dan raak 'n mens kwaad vir mense en dan vervloek 'n mens mense in jou kop. En dan wonder jy, hoekom gaan dit sleg met jou? Dalk het jy een van God se mense vervloek. En ek sal jou seën. En ek sal jou seën diegene wat jou seën. Baie kere dan is daar mense wat jy lief het en wat jy goedgesind is teenoor, wat jy wens, ek hoop regtig hulle doen goed in die lewe en ek wens hulle alles wat mooi is toe. En dis kinders van God, nê? En dan gebeur goeie goed met jou. Ek dink dis 'n vers wat 'n mens net ter harte moet neem en net saam met 'n mens moet dra. Die feit dat God vir Abraham gesê het: "En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek." Ek dink dit is vir my baie belangrik. Eintlik moet 'n mens niemand vervloek nie. Maar ons is mense, ons raak kwaad vir mekaar en dink ons naaste goed van ander mense en teenoor ander mense.
Ek dink dit is nogal vir my 'n groot les. Vers 4. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Dit is, okay, in ons tyd nou is dit baie oud, maar in daai tyd is dit nog nie so oud nie. En Abraham het Sarai, toe Jesus word dit nog geskryf Sarai. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broer se kind. So Abraham was Lot se oom. En Abraham het Sarai, sy vrou en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het hierdie land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop, vers 7, daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. So obviously het die Here nie all the time aan die mense verskyn nie, maar daar het die Here aan Abraham verskyn, vers 7. Genesis 12 vers 7 het die Here aan Abraham verskyn. Ek kan net imagine hoe dit gelyk het en hoe dit vir Abraham moes voel. Vers 8. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. En daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Ek dink Abraham moes ek baie lief gewees het vir die Here. En die Here aangeroep en dit nog God hom so baie beloftes gemaak het en hy het geweet God kyk na hom en hy sal geseën wees. En hy bid nog steeds. Ons is so geneig om net te vergeet van die Here as dinge goed gaan met ons. Vers 9. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het, om daar as 'n vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om in Egipte in te trek, het hy met sy vrou, Sarai, gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan terwille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. So Abraham het toe vir Sarai gesê, sy met jok, nee, laat hulle nou nie vir hom doodmaak en vir haar vat, nee. Dis vir my baie interessant. Vers 14. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. So obviously omdat hy nou sy gedink het Sarai is sy suster, toe gee hy vir hom al hierdie goed. Mooi man. Vers 17. Maar die Here het Farao
en sy huis met groot pla besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê: "Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy 'n vrou is nie?" Ek dink in hierdie 2 verse nê, waar die Here nou pla na Farao toe gestuur het en Farao toe nou agtergekom het dit is die rede. Hulle beskryf nie vreeslik baie hoe Farao, koning Farao, ek dink nie maar is 'n koning, agtergekom het dat ja, dit is die rede hoekom die pla hier is as gevolg van Abraham se vrou wat ek gedink het sy suster is nie. Hulle gee net vir mense daai 2 verse. Maar ek dink dat obviously baie goed gebeur in daai 2 verse. En guys, vers 19. Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. So Farao het toe, ja, wat moet doen? Okay, so dit is Genesis 12. Ek sê baie dankie dat julle my gejoin het. Ek hoop julle het 'n mooi dag verder en sien julle weer binnekort.